Goeiemôre graadniges. Vandag gaan ons gesels oor die struktuur van die sel. Julle het in julle vorige jaar het julle 'n bietjie geleer oor die aarde en dat daar lewende organismes is. Nou vandag gaan ons bietjie leer waaruit bestaan hierdie lewende organismes en daarom gaan ons bietjie meer kyk na die sel. So, ons lesdoelwitte is jy gaan moet kan beskryf wat is 'n sel, jy gaan die struktuur van 'n sel moet kan identifiseer. En jy gaan dan ook 'n sel moet kan teken en kan etiketeer sowel as beskryf dat die kern uit DNA bestaan. So wat is 'n sel? 'n Sel is jou basiese strukturele en funksionele eenheid van alle lewende dinge. Hierso kan ons sien is daar 'n simulasie video van wat 'n sel is. En hierdie sel is 'n diersel en dit wys jou die tipes, strukture en organelle wat ons dan ook in 'n sel gaan kry. Ons gaan kyk na die mees belangrike komponente van 'n sel wat in beide 'n plant en 'n diersel voorkom. In die volgende les gaan ons hulle so 'n bietjie meer onderskei. So die eerste belangrike komponent is 'n selmembraan. Nou ons kan sien ons het die sirkelvormige sel verwys na 'n diersel en die meer vierkantige sel verwys na 'n plantsel. So die funksie van die selmembraan is dit beheer alles wat die sel binnegaan en wat die sel verlaat. En dit is belangrik sodat ons kan seker wees dat daar 'n balans in die sel gehandhaaf word sodat aktiwiteite optimaal kan uitgevoer word en dat die sel optimaal kan funksioneer. Goed. Dan het ons die sitoplasma. So die sitoplasma is die vloeistof in die sel. Dit kan gewys word deur die ligte blou skakering in die sirkelvormige sel en die geel skakering in die vierkantige sel. So dit is baie belangrik want dit hou die organelle in plek en dit bied dan ook 'n area waar daar chemiese reaksie kan plaasvind binne in die sel. So indien dit nie in 'n spesifieke komponent of in 'n struktuur plaasvind nie, vind dit dan in die sitoplasma plaas. Dan kom ons by die nukleus of die kern van die sel. Ons praat van nukleus, dit is die wetenskaplike naam. Dit is 'n baie belangrike komponent want dit beheer alle aktiwiteite wat in die sel aangaan. Die kern bevat dan ook die DNA van 'n persoon, wat die persoon elkeen se unieke eienskappe gee. So dit is diegene wat geërf word vanaf ouers. So DNA kom dan in die vorm van kromosome voor en die kromosome kom dan in die nucleolus wat die heel middelste gedeelte van die sel is, van die kern is, kom hierdie kromosome dan voor en dit bepaal dan watter eienskappe 'n persoon gaan hê. Ons het dan ook die mitokondria. Die mitokondria word daarna verwys as die powerhouse of the cell. Dit is verantwoordelik daarvoor om energie te verskaf vir die sel sodat die sel sy aktiwiteite kan uitvoer. So dit doen dit deur middel van ATP te genereer van 'n voedsel wat ons eet en dit lyk min of meer soos 'n, kan ek sê, jelly bean vorm. Dit is die komponent in die sel. So dit is baie belangrik want dit verskaf die energie wat kan gebruik word om die sel se aktiwiteite te kan uitvoer. Goed. So om hierdie kennis 'n bietjie vas te lê, gaan ons die struktuur van 'n sel bou deur middel van die lekkerste gebruik wat julle bymekaar gemaak het. So elke groep gaan dan vir my die struktuur van 'n sel bou. Dan gaan ons ook vir elke groep, daar's 4 groepe van julle, so elkeen van julle gaan dan 'n selstruktuur hê. Groep 1 gaan 'n selmembraan hê wat julle gaan verduidelik waarom dit die belangrikste organel is. Groep 2 gaan sitoplasma hê, groep 3 gaan die nukleus hê en groep 4 gaan die mitokondria hê. En elkeen van julle gaan moet beskryf waarom julle dink dat die belangrikste komponent of organel is wat dan in die sel voorkom. En dan laastens gaan ons 'n bespreking hou oor waarom dink jy verskil plant en dierselle? Het dit te doen met waar plante en diere voorkom? Het dit te doen met die manier hoe hulle funksioneer of hoe hulle in die omgewing inskakel? Wat dink jy is die rede dat daar 'n verskil is vir die plant en die diersel? En dan gaan ons bietjie in die volgende les kyk na wat die verskil tussen 'n plant en 'n diersel werklik is. En hoekom dit dan wel so gemaak is dat hulle in terme van organel en struktuur dan ook sal verskil. Goed, ek hoop julle het hierdie les geniet en dan sien ek julle in die volgende een.